Genade en vrede vir julle, van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, dit is vir ons 'n wonderlike voorreg. En so ons as 'n gemeente besef dat dit net deur U genade is, dat ons vandag in U huis kan vergader. Om U as 'n dienaar, U te kan loof en prys, en ons weet, as ons U in gebed nader, U altyd na ons sal luister. Ons as 'n gemeente word stil voor U in die diepe afhanklikheid en in eerbied, waar ons nou U troonkamer nader. Here, ons het vanoggend gehoor van almal wat siek is. Here, in wie se naam in die DLK verskyn, en die wat deur moeilike tye gaan, asook die mense wat ons nie bewus is nie, het God so 'n mooi boodskap deur die profeet Jesaja aan sy volk gegee. Here, met die belofte kan ons as 'n gemeente nie anders as om rustig te word en te weet dat ons omring is met U liefde en U genade, en dat die persone wat ons aan die voete neergelê het, deur U genees sal word nie. In Jesaja 43 lees ons, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op die naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God. Vader, U bly in toevlug en skuilplek vir ons in tye van nood. Daarom vertrou ons op U, want die wat na U wil vra, U sal hulle nooit in die steek laat nie. Here, dan wil ons U net alle eer gee met die genesing van alle mense wat ons aan U gemeente, as gemeente aan U voete neergelê het. Vader, dan sê ons dankie vir nog 'n jaar wat U tot Jan Botha, Rudy en Johan Swart en Tannie Hantie van die Harsveld se lewens toegevoeg het. Seën hulle asseblief vir die jaar wat voorlê, en gee dat hulle die spesiale dag saam met 'n geliefde sal geniet. Ons bly bid vir die matrikulante wat tans besig met 'n rekordeksamen, asook die skoliere wat besig is met eksamen. Vader, ons as gemeente wil die woorde in Jesaja 1 vers 9 in hulle midde laat. Ek self gee jou hierdie opdrag. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Vader, ons erken dat U weet wat ons nodig het, en dat U weet hoe om ons te troos, en dat wat ons moet hanteer. U is ons hemelse Vader en U is met ons, om ons te vertroos en te beveilig, terwyl ons in geloof U vertroue en U vorentoe tree. Vader, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Ons bid alles in die heilige kosbare naam. Alle eer aan U. Amen. Dankie vir die gebed, Matt, ek waardeer dit baie. Vanoggend se tema is, wat is geloof? Die van julle wat nog geonderrig is in die katekismes sal dalk die rympie ken. Geloof is 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue. Hebreërs 11 praat ook oor geloof. Abraham word die vader van die gelowiges genoem. Ons gaan bietjie daarna kyk vanoggend. Ek gaan lees, ons skriflesing is uit Galasiërs 3 vers 6 tot 9. En ek dink ons gebruik die woord geloof ontsettend maklik. Ek glo jy in die Here? Ja, ek glo. Maar wat beteken dit regtig? Ons sê ek is 'n gelowige, maar dis eintlik nie 'n toestand nie. Om te glo is eintlik 'n werkwoord. Dit is eintlik om iets te doen, is eintlik om iets te gee vir God. Okay, so. Julle ken die grappie. In Suid-Afrika as iemand sê, listen my friend, dan is daar nie meer tyd om te luister nie, en jy is ook regtig nie die ou se vriend as hy dit vir jou sê nie, so. Luister na die woord van die Here. Soos daar van Abraham gesê is, Abraham het God geglo,
En God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Besef dan, die mense wat uit die geloof is, die is kinders van Abraham. En omdat die skrif dit vooruit gesien het, dat God die heidene op grond van geloof regverdig sou verklaar, het die skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig, in jou sal al die nasies geseën word. Daarom word die mense wat glo, saam met die gelowige Abraham geseën. Die konteks van hierdie stuk in Galasiërs is, Paulus bedien die evangelie aan die mense in Galasië, en dan kom Petrus en Jakobus se mense en hulle wil nou nie saam met die Galasiër Christene eet nie, en hulle wil eintlik ook hê hulle moet besny word, en dan sê Paulus, nee, geloof is genoeg, jy hoef nie besny te word nie, jy hoef nie jou eetgebruike te verander nie, Jesus is genoeg, ons het dit gesing ook, Jesus is heeltemal genoeg, en dan sê hy, as jy, God het vir Abraham 'n belofte gegee, hy sal dit nakomeling hê, en in hom sal almal die hele aarde geseënd wees. Ek sal jou seën en jy sal tot 'n seën wees, het die Here vir Abraham gesê. Met ander woorde, wat het Abraham gehad om in te glo? Die belofte van God. Dis dit. Die belofte het twee dinge ingesluit. Jy gaan 'n kind kry en jy gaan tot 'n seën wees vir ander mense. Maar nou is Abraham amper 100 jaar oud en hy het nie 'n kind nie. Nou kan jy dink as jy 100 jaar oud is en jy moet nog 'n kind verwek, dit gaan nie eenvoudig wees nie. Jou heupe is nie meer lekker nie, jou rug is nie meer lekker nie, jou knieë is nie meer lekker nie. Die liggaam is 'n tentwoning. Dis nie eenvoudig nie. Wat Abraham moes aan vashou was nie eenvoudig nie. Hoe langer hy geleef het, hoe minder het dit gelyk of dit wat God vir hom beloof het waar geword het. En Abraham het toe sy eie plan begin maak. Hy het vir Hagar gevat en sy eie oplossing vir sy eie probleem probeer skep. En hy het vir Ismael verwek. En Sara het op 'n manier saamgewerk daaraan. Sy het gesê, ja, dis 'n goeie plan, doen dit. Groot probleem. Groot probleem. So wat is geloof? Wat beteken dit? Hoe doen ons dit? Hoe gee ons van onsself vir die Here? Soos Abraham wat moes vashou aan die Here se beloftes. Philip Yancey, 'n skrywer, sê, faith means believing in advance what will only make sense in reverse. Dis my baie mooi aanhaling. Dis wat Hebreërs 11 ook sê, is om te glo is om 'n hoop te hê vir dinge wat nog nie gebeur het nie. 'n Vertroue te hê in God. Die basiese betekenis van die woord geloof is vertroue. Maar hier's die weird ding. Die woord wat ons gebruik vir geloof in Grieks, pisteo, het nie geloof beteken nie, dit was nie 'n religieuse term nie. Dit het betroubaar beteken, 'n kontrak. As hy reg en waar is, nou is niks onwaar in die kontrak nie, dan was dit 'n geloofwaardige kontrak, pisteo, jy kon dit vertrou. Dit was dit. En ek dink dis wat geloof is, dis die basis van geloof is om God te vertrou. Maar hoe vertrou jy God? Hoe bring jy jou hart na 'n plek toe waar jy God vertrou, as jy sukkel met verslawing, of as jy moedeloos is oor die land, of as jou kinders weg is, of seer het, as jy nie meer hoop het nie, as jy nie geld het nie, as jy nie uitkoms het nie, as jy kwaad is, as jy bitter is, as jy sukkel om mense te vergewe, soos ek sukkel om mense te vergewe. Hoe vertrou ons die Here in sulke omstandighede? Met paaie wat vol potholes is. En Eskom wat kom en gaan, soos die wind. Ek sien, ek dink, ons moet 'n bietjie terugbeweeg, voordat ons besef dat geloof is vertroue wat ons in God sit. Geloof begin by God se betroubaarheid. Geloof is om deur God gedra te word.
En ek het hierdie nooit geweet nie, die woord amen, wat ons sê as ons klaar gebid het, beteken dit is waar, dit is seker. Maar dis die Hebreëse woord vir geloof. Amen. Sê gou iemand amen. Okay. Amen refers to carrying a child in the curve of the garment at the breast or on the curved part of the hip. Om iemand in 'n karos te dra, te abba. 'n Mamma wat 'n babietjie kruidel teen haar bors. Dit is amen. En wat doen die kind? Die kind gee oor. Jesus gebruik presies hierdie idee as hy sê, as jy nie glo soos 'n kind nie, sal jy nie die koninkryk sien nie. 'n Baba is nie besig om te worry, waar gaan dit vandaan kom en waar gaan dat vandaan kom en ek wil net by my mamma wees. Hou my net vas, tel my op. Papa, 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 papa. Geloof is om oor te gee, soos wat 'n kind oorgee. En dis wat die Here sê, ons het vanoggend al 'n hele paar profeseë uit Jesaja uitgehoor, terwyl ons gebid het. Ek het die wotum uit Jesaja uitgehaal en nou gaan ons weer nog een hoor uit Jesaja uit. Luister na my, huis van Jakob of kerk van die Here, die hele oorblyfsel van die huis van Israel. Julle wat gedra is vanaf die baarmoeder, wat opgetel is van die moederskoot af, tot in julle ouderdom is ek daar. Tot in julle grysheid is ek die een wat julle dra. Dit is wat ek gedoen het, dit is ek wat optel, dit is ek wat dra en verlos, om deur God gedra te word. Om dit wat swaar is en dit wat moeilik is en dit wat seer is van jou lewe op God te laat leun, dat jy dit nie self probeer dra nie, sy juk is sag en sy las is lig. Die Here sê, luister na my, dis ek wat jou dra, dis ek wat jou aan mekaar geweef het in die moederskoot. En dis ek wat voor jou uitgaan en 'n pad maak waar daar geen pad is nie. Jesus Christus gaan deur die dood en maak vir ons 'n pad om te kan doodgaan. Hy het nie net gekom sodat ons kan lewe nie, hy het gekom sodat ons kan sterf in hom ook. Hy maak 'n pad waar daar geen pad is nie en hy staan op uit die dood uit. Die dood was 'n doodloopstraat geweest totdat Jesus opgestaan het uit die dood uit. Nou is daar 'n pad na God toe. Nou kan selfs die dood ons nie skei van God se liefde nie. Dis fenomenaal. Die volgende ding wat ek met jou wil deel is geloof is om op Jesus te staan, letterlik om op hom te bou, om hom die fondament van jou lewe te maak. Ek het 'n blombak by die huis en ek het 'n bougainvillea bosboom, die dinge die aakligste dorings, maar die mooiste blomme. In elk geval, die mense wat voor my die huis gehad het die huis mooi gemaak, maar hulle het dit nie goed gedoen nie. So van buite af lyk alles mooi, maar na 'n paar jaar dan begin die teëls afval en in die blombak op my stoep het net 'n enkel ry baksteenmuurtjie gehad, nie 'n dubbel ry soos wat 'n baksteenmuur behoort te wees nie. So hy het maklik omgeval. En toe paar maande terug, toe sa in die klomp reën en toe word die bougainville die hele bos te swaar en toe trek hy die pilare om en toe is alles daarmee heen. Nou moet ons alles afkap, al die bakstene skoonkap, al die sement afkap en dan moet 'n laag beton wees onder en dan moet ons 'n dubbelmuurtjie bou en dan gaan die ding beter wees as wat hy was. En dis so met ons lewens ook. Daar's maar baie plekke waar ons lewens gebroke is, stikkend is, vrot is. En dan moet ons toelaat dat God dit afbreek wat nie van hom af is nie, wat nie sterk is nie. En dat hy opbou dit wat van hom is, wat nuut is, wat lewe is, wat reg is. Ons is almal 'n bouprojek van die Here. En die fondament gelukkig, nie soos my enkel baksteenry muur nie, die fondament is Jesus. Hy's vas en seker tot in alle ewigheid. Gister, vandag en môre is Jesus wie hy is. En niemand kan jou uit sy hand uitruk nie, niemand nie. So in Grieks,
iets wat vasgebind is, bound. Piston is above all an oath, 'n eed. As jy 'n kontrak gesluit het met iemand, dit was wat jy gedoen het. Maar hier is die troos en die hoop vir ons. Jesus is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop amen sê. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as 'n waarborg, as 'n bewys van alles wat ons nog sal ontvang. Jesus is die ja en die amen van al God se beloftes. In hom is alles waar, wat God nog ooit beloof het, vir Abraham, vir Israel, vir die kerk, alles in Jesus Christus. Om in hom te wees, om jou lewe op hom te bou. Om sy stabiliteit, sy standvastigheid, sy getrouheid, sy waardigheid van ons geloof, om jou lewe daarop te rig. Hoe worthy hy is van ons geloof, van ons vertroue. So, ons begin teruggaan na Vader Abraham toe. Daar's so 'n liedjie, Vader Abraham het baie kinders het Vader Abraham. Ek kan nie die res onthou van die liedjie nie, maar ek ken die wysie. Okay. When Abraham went out, he was not sure of his destination, but he was sure of his company. Geloof begin nou 'n dinamiese betekenis te kry. Die eerste is om soos 'n kind net oor te gee by die Here. Die tweede is om jou lewe te bou op Jesus. Die derde is om te waag, to step out in faith. Abraham het nie geweet waar hy nou op pad is nie. Nog nooit in die geskiedenis het dit gebeur nie. In Abraham se tyd het jy gedoen wat jou pa gedoen het, en as jou pa skoene gemaak het, het jy skoene gemaak. En as jou pa geboer het, het jy geboer. En die Here sê vir Abraham, los jou familie, los alles, en trek, ek sal vir jou wys waarheen. Niemand het getrek nie, jy doen nie dit nie. Daar's nie GPS nie, daar's nie water nie, daar's niks. Hoe moet jy trek? Niemand trek nie. Jy het by jou familie gebly. En hierdie familie het met daai familie getrou, en dit was 'n groot storie geweest, want nou verbind ons aan mekaar. En die Here sê vir Abraham, los alles, hierdie siklus van die lewe, van jy doen wat jou pa gedoen het, en so gaan dit aan. Los dit, step out. En Abraham is, ek sal dit doen, is reg. Let's do it. Sonder 'n kaart, sonder 'n GPS, sonder 'n selfoon, sonder 'n satellietfoon, niks. Hy het niks nie. Hy sê, ek sal op die Here vertrou. Abraham's justifying faith preceded the covenant by at least 13 years. Abraham, like the Galatians, was in fact a Gentile when he was justified by faith. Abraham was 'n ongelowige wat begin glo het in God, want God het met hom gepraat. En dis so mooi dat Paulus hierdie argument gebruik. Hy sê, wow, daai ongelowige Christene, of heidense Christene, wat julle moet besny word, hulle glo uitelik op dieselfde manier as wat Abraham geglo het, voor die verbond se teken gekom het met 13 jaar. Dis 'n rou geloof. Moenie hulle karring nie. En daarmee sê die Here vir ons moet dit nie moeilik maak vir mense om in die Here te glo nie. Ons moet nie allerlei wette en laste en goeders op mense sit nie. As kerk van die Here, ons moet dit nie moeilik maak vir mense om by die Here uit te kom nie. Romeine 4 vers 16, daarom het die belofte deur die geloof en dis uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van ons almal, soos daar geskrywe staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God en wie hy geglo het. God wat dooies lewendig maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword, volgens die belofte, so sal jou nageslag wees.
Hoe kan ek vir jou wys wat Abraham se geloof was? Wat dit regtig was? Hierdie het my van my stoel afgeslaan. En ons moet onthou om Bybel te lees. Ons moet nie net YouVersion, verse of the day tipe ding doen nie. Ons moet sit en lees. Met 'n nie elektroniese vorm van die Bybel, 'n boek, en in hom teken en skryf en onderstreep en wat is highlight in Afrikaans? Nie idee nie. Hier is Abraham se geloof. Ek gaan dit vir jou wys uit Genesis 22 uit. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal, hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat, ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe: "Wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daaraan bid." Lees saam met my. Dan kom ons. Hy het geweet, no matter what, Isak gaan okay wees. Ek en Isak kom terug na julle toe. Hy weet hy moet vir Isak gaan offer. Met ander woorde, nog voordat enigiemand ooit eers geimagine het dat God so sterk is dat hy mense uit die dood uit kan opwek, het Abraham dit reeds geglo. Dit was nog nie 'n konsep nie, die opstanding het nog nie gebeur nie. Maar wat doen Abraham? Hy sê, ek sal u vertrou, ek sal u glo, ek sal u vat op u woord. Ons gaan terugkom na julle toe. Hy het geglo dat God iets kan doen wat hy nog nie eers, wat Abraham is kon imagine nie. Maar hy het geglo. Omdat Abraham geglo het, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. En hier sê die Bybel presies dit. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om het so te stel, terug ontvang het. Dis die geloof van Abraham. Dis 'n geloof wat kyk verby alles in hierdie lewe, wat nie in lyn is met God se beloftes in ons lewe nie. En aan God vashou, no matter what. No matter what. Want ons het dit gesing vanoggend en Matt het dit ook gebid. Geloof gaan oor God se goedheid. En die Here het gesê, Abraham, ek sal jou seën en in jou sal al die nasies van die aarde geseënd wees. En uit Abraham en uit Isak en uit Israel en die geskiedenis van die volk is die Messias gebore. En die Messias sê vir die wat glo, gaan uit na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Dit is hoe die nasies geseën word. Geloof gaan oor God se goedheid. Maar hier is my uitdaging vir jou en vir my. Dit gaan oor God se goedheid vir jou, maar ook deur jou. Die Here seën vir Abraham om tot 'n seën te wees. Die Here gee vir ons die gawe van geloof, sodat ons hom sal vertrou, maar sodat ons ook ander mense sal help om in God te vertrou. Dis nie 'n ek alleen binnekamer ding nie, dit is dit ook. Maar dis nie al wat dit is nie. Dis ook om tot 'n seën te wees, om aan te hou met hierdie pad wat God begin het met Abraham. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense, weg van jou familie, weg van jou toekoms, weg van jou verwagtinge, weg van alles wat jy ken. Die land toe wat ek vir jou sal aanwys, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seun en jou man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. En Abraham was 'n swerwer. Hy het nie dit gesien dat hy 'n groot nasie gaan word nie. Hy het in 'n land rondgeloop wat nie aan hom behoort het nie. En die Here het gesê, oral waar jy loop, jou nageslag sal dit besit. En ek sal jou seën en jy moet tot 'n seën wees. En dieselfde is waar vir ons. Dit is so groot voorreg om te mag glo in die Here. Dit is 'n gawe wat groter is as enigiets wat ons kan dink of bid. Maar dit word vir ons gegee, nie net vir ons om daaraan vas te hou nie, maar ook om ander mense in dit in te nooi. Om dit deur te gee. Pay it forward. So hoe lyk dit vir ons?
Met die een wat in my glo, sê Jesus, is dit so. Soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit ons binneste vloei. Hiermee het hy na die Heilige Gees verwys, want die Gees, wat mense wat tot geloof in hom gekom het, sou die Gees ontvang. As jy glo, as jy jou vertroue in God stel, as jy jou verwagting in Jesus plaas, dan ontvang jy die Heilige Gees. Dit is die meganisme wat die Gees ontsluit, is geloof, is vertroue in God. En dan wanneer ons glo, dan word ons fonteine van lewende water vir ander mense. Ek met my droë, kurkdroë lewe, my lewe waar niks uitwerk nie, soos wat Abraham oud en droog was, word 'n fontein van lewende water. Baie plekke in die Ou Testament sê die Here, ek sal die woestynland in 'n waterryke moeras verander. Kom ons bid saam. Here, dit is so 'n groot voorreg om U te mag vertrou, Here, dat ons soos kinders kan kom en net op die skouer kan kom huil en kom lê en net kom wees, Here. Here, ons het die standvastigheid nodig wat dit beteken om ons lewens op U te bou. U is die rotsvesting, die fondasie, die fundament. En niemand kan U beweeg nie, Here. Niemand kan U skuif nie. U is wat U is, altyd. En ons dankie daarvoor. Ons het daai stabiliteit nodig, Here, daai betroubaarheid van U. Maar Here, dan vra ek dat U ons sal kom challenge en ons sal kom stir in ons harte, Here, dat ons geloof tot 'n voordeel mag wees vir die mense rondom ons. Dat ons harte fonteine mag wees van strome lewende water, van Heilige Gees oortuiging en waarheid en vryheid en nuutheid en heiligheid. En dat dit wat U vir ons gee en dit wie U vir ons is, Here, dat dit ook uit ons lewens mag uitvloei na ander mense toe. Dankie vir die voorreg van dit, Here. Dankie vir die gawe van geloof. Vir die grootheid daarvan en die liefde daarvan, Here. Dat ons U mag ken, dat ons U Vader mag noem. Dat U ons Here en ons Koning is, Jesus Christus, dat U binne in ons wil woon, Heilige Gees. Ons kan nie genoeg vir U dankie sê vir dit nie, Here. 'n Ewigheid is nie genoeg om U te loof en prys nie. U is nog meer en nog groter as dit. En ek bid, Here, daar waar dinge uitmekaar uitval, dat ons daar die krag van geloof sal hê om te kies om U te vertrou, no matter what. In U naam bid ek dit, Jesus ons Here en ons Koning. En ons almal sê, Amen. En jy en ek sal kan glo in die Here, want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, die teenwoordigheid, die inwoning en die uitwerking van die Heilige Gees is by en met ons. Amen.